vandag praat ons oor frekwensie en intensiteit, die tydsspan waardeur God se stem waarteen God se stem geskied. So dis 'n interessante ding, klankgolwe, hoe dit werk. Frekwensie het te maak met hoeveel klankgolwe daar in 'n sekond is. So hoe meer klankgolwe daar in 'n sekond is, hoe hoër frekwensie is dit, en hoe minder dit is, hoe laer frekwensie is dit. En dan intensiteit het te maak met hoe hoog daai klankgolwe is. So hoe hoër en hoe groter die verskil tussen hoog en laag is, dit is dan 'n hoë intensiteit, en 'n lae intensiteit is as die klankgolwe se kurwes nie so hoog trek nie. So, en dan raak dit nou interessant, né? So 'n muis gaan teen 'n hoë frekwensie, maar 'n lae intensiteit wees. En 'n leeu se brul, nou my bruid, ek het dit reg. My 'n bruid, 'n leeu is 'n lae frekwensie. Ja, lae frekwensie en 'n hoë intensiteit, want intensiteit gaan oor hardheid. En hierdie verskynsel, en dit gebeur met ander woorde oor 'n tydsspan, en dit gee my net so 'n verskriklike lekker analogie om te praat ook oor hoe kom God se woord na ons toe, oor 'n tydsspan, intensiteit, hardheid, luidheid versus sagtheid, en frekwensie. In die Christendom het ons hierdie onderskeid wat getref word tussen 'n logos woord van die Here en 'n rema woord van die Here. Jy hoef nie jou te steur aan hoe dit in die Bybel voorkom. Dis in die Bybel baie meer problematies as jy dit gaan probeer uitmekaar uithaal. Ek praat oor die in praktyk, hoe dit in praktyk in ons lewens uitspeel. Is die logos woord van die Here is 'n algemene, objektiewe woord van God wat altyd van toepassing op ons is, en 'n rema woord van die Here is jy hou stilte tyd en skielik is dit soos iemand wat 'n groot simbaal slaan in jou gees. Dis 'n spesifieke vers wat tot jou praat vir 'n spesifieke situasie. Die Bybel in geheel is God se logos woord, maar hierdie vers wat nou tot jou spreek is God se spesifieke woord vir jou. Die logos woord van God is 'n vaste openbaring van hom, maar die logos woord is hoe God se woord nou in jou lewe gaan toegepas word. Die logos woord, God se Bybel, is dit wat God gesê het versus wat God nou vir jou sê. Die logos woord van God is tydloos, is altyd waar vir alle tye. 'n Rema woord van God, het jy die gedeelte al voorheen gelees, en hy was obviously waar toe ook, maar dis nou, gaan hierdie simbale binne in jou af as jy dit lees, en jy weet God sê vir jou, dis waar in die besonder nou vir jou binne in hierdie situasie. Jy kan byvoorbeeld Psalm 23 vat, en dit is 'n logos woord van God, dis altyd waar, dis universeel objektief, ongeag wie jy is. Psalm 23 is waar. En jy kon dit ook al male sonder tal gelees het in jou lewe, en waarde geput het daaruit, maar dalk kom jy nou in 'n spesifieke krisis, en jy lees dit toevallig, en dis net, dit spreek so tot jou, dat jy weet, ietsie gebeur nou met my, God is nou besig om met my te praat, en as jy dit vir iemand anders te wil wys, en sê, kyk net, hoe ongelooflik is dit, die Here sê, hy lei ons, kyk also, en dan gaan daai persoon na jou kyk en sê, ek weet, dit is algemeen, dit spreek nie noodwendig nou tot hulle, met daai intensiteit nie. So met dit gesê, om hierdie onderskeid te tref tussen die logos woord van die Here en die rema woord van God se woord, kom ons behandel dan, wat is die frekwensie waarteen God se stem geskied, die tydsspan, die intensiteit, en ons 4 goed wat ek graag vir jou sal wil uitlig, en jy sien dit gaan te maak met tyd, daar's 'n onmiddellike en 'n langtermyn
en 'n geleidelike en 'n periodieke. So die onmiddellike is 'n onmiddellike openbaring van God se wil, wat hy met jou oor iets praat. En dit kan oor die toekoms wees, ietsie oor die hede, selfs ietsie oor die verlede. Ek het al gesien mense in berading wat iewes skielik soos 'n rema woord van die Here kry oor trauma wat in die verlede plaasgevind het. Dit kan 'n woord van wysheid wees wat tot iemand gespreek word oor die toekoms, dalk 'n profesie of net 'n insig vir die situasie waarin jy nou is. So een so voorbeeld wat met my gebeur het was in 2011. In 2011 was daar 'n burgeroorlog in Libië gewees. En dit was onder die destydse Gaddafi regering. Dit was in die groter konteks van die Arabiese lente, sal jy onthou. En die Libiese regering het ineengestort en daar was rebelle en regeringsmagte wat toe teen mekaar gedraai het. En wat dit gedoen het is, dit het 'n venster oopgemaak vir die kerk om kontak te maak met die ondergrondse kerk in Libië. Om 'n Christen te wees in Libië is onwettig, dit is gestrafbaar met die doodsstraf gewees daai tyd. En toe het die nuus ons bereik, of Suid-Afrika bereik, of sendingorganisasies bereik, dat met die onttrekking van soldate op die grens en op die grensposte om die oorlog te beveg, is daar 'n verslapping op die grens en is dit moontlik om oor die grens te kom met Bybels, kontak te maak met die ondergrondse kerk. En toe het 'n sendingorganisasie het toe 'n spannetjie mense bymekaar gesit, so 7 Suid-Afrikaanse mans het hulle gesoek. En hulle toe my gekontak. Ek was toe ek was so bevoorreg geweest. Ek was so bly geweest dat hulle my gekontak het. En dat ek die geleentheid het om so iets te kan doen. Ek het groot geword met getuienisse van broer Andrew. Hoe broer Andrew Bybels gesmokkel het oor die grens en altyd net gedink, wow, dit moet so amazing wees. Dit was nog destyds onder die yster in die kommunisme met die ystergordyn en so aan. So dit het 'n bepaalde nostalgie by my gehad om so iets vir die Here te kan doen, en ek het gedink dit is die wonderlike geleentheid. En spesifiek het hulle Suid-Afrikaanse mans gesoek. Dit was 'n internasionale sendingorganisasie, maar hulle het Suid-Afrikaanse mans gesoek want ons het Suid-Afrika het 'n goeie betrekkinge met Libië gehad, met Gaddafi, politieke betrekkinge. So sou ons gevang word, dan het ons Suid-Afrikaanse paspoorte. En dan gaan hulle waarskynlik ons daar meer genadig wees. So ek het ingestem en dit was vir my, dit was 'n baie groot voorreg geweest om saam te gaan. En toe die dag of 2 dae voor ons vertrek, toe is daar Anton Hamrel, ek wonder of jy dalk nog hom kan onthou. Hy was 'n fotograaf van Suid-Afrika, verslaggewer wat toe daar skielik net spoorloos verdwyn het, lank vermis gewees, en toe blyk dit nou jare later dat hy doodgemaak is. So die dag voor ons vertrek het, letterlik die dag voor dit, toe lees ek, hou ek stilte tyd en ek sit in my studeerkamer en ek met my Bybel op my skoot, som op so 'n russtoel, en ek lees en ek in my stilte tyd is ek toe op daai stadium by Psalm 56. So Psalm 56, ek kan gaan kyk ook, begin so met 'n opskrif: in God stel ek my vertroue, en dan sê Psalm 56 vir die koorleier op die wysie van die duif in die hoë bome, so dis nou die ding waardeur dit getoonset word, van Dawid. 'n Gedig na aanleiding daarvan dat die Filistyne hom in Gat gevange geneem het. Toe ek dit lees, dis nie eers deel van die Psalm nie, né? Dis die opskrif. Maar toe ek dit lees, was dit asof iemand hier binne in my simbale teen mekaar slaan, en ek het geweet, soos wat ek geweet het, die Here sê vir my, ons gaan gevang word in Libië.
het geen, ek het dit net geweet. Dit was so duidelik geweest, dat ek het my kop agteroor gegooi. En ek dink ek het spierwit geword. Lindy het op daai stadium verby my studeerkamer geloop, en sy al woorde my was, Nadia, nou, dit lyk of jy 'n spook gesien het. En ek sê vir haar, ek het nou net hierdie gelees, maar nou voel jy stupid, né? Want nou sê jy, of aan die hand van 'n opskrif, wat sê, Dawid is in gat deur die Filistyne gevange geneem. Dis nie eksegeties korrek nie. Ek kan nie dit preek van hier af nie. Dit is nie eksegeties korrek nie. Maar ek het geweet dit is wat God vir my sê, en ek het vir haar gewys, sy glo my ten minste, sy sê net, Natie, dis nie die wil van Here om ons gesin op te skeer nie. Ons het juis vriende wat ook ontvoer is en toe vermis is, maar hy het as 'n sekuriteitswag gewerk in die Midde-Ooste, en daai familie is deur hel, omdat hulle nie geweet het, leef hy nie. En Lynn het toe daai oomblik daar en dan net regtig autoriteit in Christus opgeneem, daar langs my gestaan, terwyl ek gesit het, gebid, gesê, Here, dis nie u wil om ons gesinnetjie op te skeer nie. Ons lê hier voor u en ons dra sy beskerming op aan u. Sy's uit, ek het tot op daai stadium letterlik nie die Psalm al verder gelees nie. Toe sy uit is, toe lees ek verder en ek sien, wees my genadige God, want daar is mense wat my jaag, vyande wat my agtervolg, van die môre tot die aand, vroeg en laat, jaag my teenstanders my, en ek het baie vyande, o Allerhoogste. Gaan die Psalm so, en toe weet ek net, dis 'n bevestiging wat die Here vir my sê, my hart verstyf letterlik, want ek besef dis wat hy vir my sê, en toe sluit die Psalm af met die woorde, ek wil u met dankoffers betaal, want u het my van die dood gered, my voet nie laat struikel nie, en met God by my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly sien. En dis toe so vir my, toe lees ek nou eers die Psalm klaar, en toe begin ek rustig word, en ek voel toe vir my, maar dit sê ook vir my, die Here sê vir my, dat ek gaan alright wees, ek gaan gevang word, maar ek gaan alright wees, dit gaan alles reg uitdraai. En toe raak ek rustig, en toe dink ek aan 'n baie onlangse vakansie wat ons as 'n gesin gehad het, waar toe was Hendrik regtig, dit was 2011, so hy was 'n jaar en 'n bietjie oud, en ons het gaan supertube ry, en om hierdie jonge seentjie vas te hou, het ek hom op my skoot gesit op die supertube, en ek het vir hom gesê, Hendrik, pas op, jy sien daai draai daar, dit gaan wild wees, maar moenie bekommerd wees nie, pappa hou jou vas, geniet dit net, ons gaan aan die ander kant uitkom, en pappa gaan jou vashou, en dit het vir my gevoel, of dit eintlik is wat die Here nou doen met my, hy sê vir my, hiervoor is daar 'n kinkel, maar ontspan, jy gaan weer terug by jou gesin kom. En wat alles gebeur het, is 'n besonderse getuienis, maar dis nie vir vanaand bedoel nie, dis om net te sê, ek is toegevang, is in die tronk gesit, het 'n klomp ervarings in die tronk gehad, maar die Here het ons soos met Daniël in die leeukuil regtig in die leeukuil ingeplaas en uitgehaal voor die bekke van die leeu kon toeslaan. En ek kon weer terug aansluit by my kinders, my vrou. Ek het in daai tyd ook, ek het net vir die Here gesê, Here, my eie kinders, my eie seun op daai, net een seun op daai stadium, is my onbereikte nasie. Ek kan nie in 'n tronk gaan sit eers, terwille van onbereikte nasies, maar my eie seun hoor dan nie by my die evangelie nie. En die Here het my dit vergun om terug te kom, maar ek het met ander woorde voor die tyd geweet, en hier is my pa, my vrou, hulle weet, dit is die reine waarheid. Voor die tyd het ek geweet, hier is iets wat gaan gebeur. En dis 'n rema woord van God, hoe dit uitgespeel het. Hierdie is 'n fotootjie van ons gesin soos ons nou lyk. Nou, ek het 4 seuns waar ek
ongelooflik trots is. Hulle is soos my halssnoer van trots in my lewe. Ek is verskriklik lief vir hulle. Maar ons het nie altyd so baie kinders gehad nie. Om die waarheid te sê, het ons eintlik nogal 'n lang ruk gesukkel om swanger te word. En toe ons nou getroud is ek jong predikant en ons eintlik 2 groot begeertes in my lewe gewees. 2 groot begeertes en daar is jong 20er. En die een is ek is pas in die bediening, so ek het regtig sterretjies in my oë. Soos elke 20-jarige dink ek wil die wêreld verander. Ek dink my pa het die koers van die kerk beïnvloed en ek het so gehoop die Here gebruik my ook dramaties op 'n manier dat ek regtig kan 'n instrument wees vir hom. Ek wil so graag die wêreld verander. Elke 20-jarige glo dit seker. En dan was my ander groot begeerte dat my kinders net altyd die pad sal stap. So 'n klomp die predikante met wie ek tot op daai stadium kontak gehad het, was dit net vir my nogal opmerklik so baie van hierdie predikantsgesinne se kinders het afvallig geraak en ek het net gedink dit sal vir my verskriklik sleg wees as my eie kind nie die Here dien nie. So ek vertel nou 'n getuienis wat ek regtig ek dink ek weet ek het dit nog nooit vertel. Ek weet meeste hier weet dit nie, net Lindy weet dit eintlik. So eendag het ek toe 'n verskriklike vreemde ervaring gehad. Ek het 'n baie vreemde ervaring gehad. Dis asof ek ervaring gehad het soos dit van wat die Here met Salomo gedoen het. Die Here het op 'n manier met my gepraat en ek sal dit noem 'n visioen. En ek het ervaar, hy sê vir my, Natie, wil jy eendag 'n groot bediening hê? Of wil jy hê dat jou kinders die pad moet stap? En toe sê ek vir hom, Here, ek wil baie graag hê dat my kinders die pad moet stap. En toe ervaar ek, sê vir my, jy het reg gekies. En toe wag ek dat hy soos vir Salomo sal sê, hy het reg gekies en nou sal ek vir jou ook gee. Dit het nie gebeur nie. So ek het net altyd net 'n gewone gemeentepredikant gewees. Ek is nooit, en ek weet nie presies ook wat dit beteken. Ek kan dit nie presies in my kop verduidelik hoe werk dit dat die Here vir my sê my kinders sal hom dien nie, want ek weet my kinders moet self vir hom kies. En ek weet ook dat dit beteken nie noodwendig dat nie een van hulle ooit dalk 'n afdraaipad gaan loop nie. Dit mag wees dat hulle ook afdraaipaadjies gaan loop soos wat ek mag geloop het in my lewe. Ek hoop nie hulle doen nie, want dit is soveel lekkerder om die Here te dien. Maar ek het 'n belofte van die Here dat wat hy vir my gegee het nog voordat ons kinders gehad het, dat my kinders vir hom altyd sal lief wees. So het ek 'n foto geneem van die hangkas waarin ek vir ons ongebore babatjie 'n briefie geskryf vir Hendrik, wat hy nog nooit, ek dink nie hy het dit al ooit eers gesien nie, want hy was maar baie klein toe ons in daai eerste pastorie gebly het. Maar ek het so 'n boodskap geskryf vir hierdie ongebore babatjie, wat ek toe ons nou later verhuis het, afgeneem het, maar op so 'n manier saam vir my gevat het. En jy sal sien daar op 24 Oktober 2006, haal ek daar vir hom aan, Jesaja 59. Nou, 2006, hy's eers gebore 2010. So dit was lank wat ons begeer het om 'n babatjie te hê. En toe, in 2010, het die Here eers daai belofte waargemaak. Maar dit het vir my gedien as 'n soort bevestiging, dit sal gebeur. Want die Here gaan nie vir my hierdie vraag stel,
en dan nie vir my kinders gee nie. So hom vertrou en Jesaja 59 sê, wat my betref, sê die Here, dis my verbond met die volk, my gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit jou volk van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here. Nie nou nie en nie nooit nie. En nou sal jy verstaan, dis 'n rema woord van die Here. Ek kan letterlik nie hierdie vers vat en dit gaan preek as 'n logos woord wat waar is vir almal in alle tye nie. Ek kan dit nie eers preek nie, want dis nie die konteks waarin dit plaasvind nie. Daar's 'n ander agtergrond agter Jesaja 9, maar op 24 Oktober 2006 het ek hierdie gedeelte gelees en iets het gebeur in my binneste. En ek het geweet die Here gee vir my hierdie rema woord vir my kinders. So 4 jaar later is my eerste seun gebore, ou Hendrik, en toe het ons daarna nogal 'n interessante paar ervarings gehad. Ons het ek het toe daarna, nou moet jy verstaan, ons het 4 jaar meer gewag vir babatjie. So ons het onseker gewees hoe lank gaan dit vat vir Lynn om weer swanger te word. En eendag het ek weer so stilte tyd gehou en ek hou baie daarvan om as ek sê nou maar deur die Bybel is om dan weer 'n ander Bybelvertaling te vat. So ek lees toe hierdie keer lees ek toe in die boodskap, probeer ek sommer net Bybel stilte tyd hou en ek lees toe in die boodskap Psalm 127 en ek sien die gedeelte sê kinders is 'n wonderlike geskenk van die Here. Hulle kom direk uit die Here se hand. Kinders in 'n huis maak dit vol vreugde, maak ouer harte vol blydskap. En eers is my analitiese brein dink aan, die vertalers het dit mooi vertaal. My brein sê vir my, ek onthou in die teks en die oorspronklike staan daar nie kinders nie, maar seuns. Maar dit is in 'n sekere kultuur wat dit sin maak, maar nou het hulle dit gemaak, nie seuns nie, maar kinders wat seuns en dogters insluit. So ek onthou toe, dit is vir my nogal 'n mooi vertaling, en toe ek die ding snap, dat kinders is eintlik seuns, maar nou in hierdie vertaling is dit nie seuns nie, maar kinders, poef, in my binneste kom daar die wete, ons is swanger, met nie 'n seun nie. En dit was so reëel vir my, dat die Here is my getuie vandag hierso. Ek het gegaan na Lindy toe, en sy was in die kombuis op daai stadium. Ek sê vir my bruid, jy is swanger, en dis 'n dogtertjie. Jy kan maar jouself gaan toets. En toe het sy my gestaan en kyk, en toe gaan toets sy haarself. Genuine, toe sy swanger. En ons was oorstelp dat ons so vinnig weer swanger geword het. Ons was so bly geweest. En toe gebeur daar weer 'n massive terugslag. Toe verloor ons die babatjie. Dit was verskriklik geweest. Ons het op die ou einde in ons lewens 3 keer babatjies verloor. En hierdie was die eerste babatjie. En dit was baie moeilik geweest. Baie moeilik. Later daai jaar, paar maande daarna, onthou ek baie goed hoe my vrou na my toe gekom het en vir my gevra het, Natie, wat maak ons met die beloftes wat die Here vir ons gegee het uit sy woord uit? Hoe verdiskonteer ons Psalm 127 wat hy vir ons gegee het? Was 'n rema woord, want ons het ons babatjie verloor. Ek weet tot vandag toe nie. Ek weet letterlik nie hoe om dit te antwoord nie. Ek weet nie. Ek probeer sin maak in my kop net dat nie alles wat in hierdie lewe gebeur is God se wil nie. In die sin sy soewereine, die wil wat hy wil hê moet gebeur. Daar's goed wat gebeur, sy toelatende wil. Sleg wat gebeur vanweë gebrokenheid. En ek weet nie hoe om te antwoord nie. En 'n mens kan maar net
saam rou, wil ek amper sê. Maar omtrent 'n jaar later lees ek weer Bybel, stilte tyd, en toe ek weer in my nuwe Afrikaanse vertaling, en toe lees ek weer te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Seuns is geskenke van die Here. Kinders word deur hom gegee, soos pyle in die hand van 'n krygsman, so seuns wat gebore is toe hulle vader nog jonk was. En toe ek dit sien, toe besef ek my wêreld ons. Die vorige keer wat ek hierdie Psalm gelees het, was toe die Here vir my gesê het dat ons swanger is. Maar toe het ek dit in die boodskap gelees, en toe was dit nou nogal kinders, en nou is dit seuns, en toe ek die logika volg toe, pong, daar ietsie in my, en iets sê vir my, ons is weer swanger, en is 'n seun. En ek het na Lindy toe gegaan, en vir haar gesê, Lovey, ek dink jy moet jouself gaan toets. En toe het sy haar gaan toets, en toe is ons swanger met Christian. En dis hoe Christian gebore is. Ek kan nie alles verduidelik hoe het, ek weet net, dis die waarheid. So, miskien is dit goed, as 'n mens teleurstellings ook deel, en net sê, ek verstaan nie altyd hoe dit werk nie. Maar dit is hoe die Rema woord van God tot ons kan spreek, en jy net kan weet, daar's 'n simbool hier binnekant wat ek weet. Teenoor hierdie Rema woord van God se bekendmaking is daar ook 'n langtermyn bekendmaking van God se stem. En dit is die Logos woord van God. Dis wanneer daar's nie 'n spesifieke boodskap wat vir jou uitstaan in vandag se stilte tyd nie. Dis dalk 'n beginsel wat jy leer. Ietsie wat jy kennis van neem oor God se morele wil. Ietsie wat jy sommer net sien vir die soveelste keer dat van God se karakter. Is nie ietsie nuut wat jy leer nie. Dis net 'n bevestiging wat jy al vroeër voorheen geleer het. Ek weet elkeen van ons begeer Rema woord van Here. Ek meen dis magic. Maar jy kan nie die Rema woord van die Here kunsmatig fabriseer nie. Jy kan nie elke keer as jy stilte tyd hou, 'n Rema woord van die Here voortbring nie. Wanneer dit gebeur, kom dit vanuit die Heilige Gees uit. Maar elke keer wanneer ons stilte tyd hou, gebeur daar met ons iets met die Logos woord van die Here. Elke keer. So, kom ek sê, verduidelik dit so vir jou. Kom ons sê, die gemiddelde ouderdom hier is 35 jaar oud. So as jy 35 jaar maal 365 dae maak, dan sit jy, so min as jy 35 jaar oud is, 12.000 dae oud, en as jy hierdie 12.000 dae met 3 etes per dag maal, dan beteken dit, as jy 35 jaar oud is, het jy 38.000 etes al geëet. Kan jy dit dink? 38.000 etes. So, as ek vir jou vra, noem vir my bietjie die 38.000 etes op. As jy enigsins soos ek is, dan my brein trek outomaties na daai geleenthede wat ons by die restaurante gegaan het, né? Ek en Lynn is baie lief vir hom, sê nou maar vir 'n huweliksherdenking na 'n snazzy restaurant toe te gaan. En Lynn is van so 'n aard, sy kan al 20 jare sy huweliksherdenkings opnoem in volgorde waar ons oral geëet het. Ek kry nie dit reg. Sy kan selfs sê wat sy aangaat het, want sy is incredible. Maar moenie, dit beteken ook as ons vassit, kan sy presies onthou wat gesê ook, né? So dit is soos, maar goed. Maar sy is genuine goed, sy onthou al hierdie goed. Ek kan dalk 7 etes onthou van huweliksherdenkings wat uitgestaan het vir my. Mojo het ons een keer oxtail geëet wat soos dekadent was, en dan is daar ander goeders, daar's 'n Kersete wat ek onthou, daar's 'n potjiekos wat ek onthou wat ek gesmil het, en ek kan miskien so by 20 uitkom,
En ek is nie eers 35 en ek het nog meer etes om by uit te kom. Maar ek kry nie naby 38.000 etes onthou nie. Die meerderheid van etes in my lewe, weet jy wat is dit? Is peanut butter en stroobroodjies. Die feit dat ek tot vandag toe gesond is nie te dank aan hierdie extravagant etes nie. Die feit dat ek vandag is wie ek is te danke aan stapelvoedsel. Brood. Dis wat my krag gee, dis wat my energie gee, dis wat my elke liewe dag in my lewe tot nou toe nog onderhou het. Gewone brood. En in ons verhouding met die Here is dit logos woord. En die twee moet jy moenie dink logos woord is minderwaardig nie. Logos woord onthou jy nie alles en jy kan nie elke keer onthou, maar logos woord het 'n langtermyn kumulatiewe effek wat hy in ons 'n geestelike diepte bewerk. Dis wat logos woord doen. So moenie probeer om 'n rema woord kunsmatig voort te bring nie. Fokus op logos woord. En wanneer die Gees wil, jy gaan weet as jy 'n rema woord ervaar, definitief. Jy gaan dit definitief weet. Dit gesê, is daar dan ook geleidelike openbaring. In Sondagoggend se teks het ons gelees uit Handelinge 16 en dalk het dit jou opgeval daar dat Paulus 'n visioen gesien het van 'n Macedoniese man wat gesê het kom hiernatoe. En ek wonder of dit jou opgeval het dat toe hulle uiteindelik in Macedonië aankom, het hulle met 'n vrou te make gekry wat tot bekering gekom het, gedoop is, die kerkleier daar geword het. Wat het van die man geword in die gesig? Dis definitief 'n geleidelike openbaring van God. Ek kan jou nou ek beloof nou vir jou, ek is 100% seker hiervan, dat as Paulus 'n visioen gehad het van 'n vrou wat gesê het, kom hiernatoe, ek beloof vir jou, Paulus sou nie gegaan het nie, hy sou die visioen geïnterpreteer het as verleiding, versoeking, en hy sou op 'n manier sê, hy weet nie wat dit beteken nie, maar ons moet wegbly van Macedonië af. Maar daar was 'n geleidelike openbaring, en ek dink so baie voorbeelde van dit in my eie lewe, wat ek dink, ek was in die tuisgemeente waarin ek groot geword het, in my 5de jaar van teologie, toe ontstaan daar 'n vakature, en so, ek het toe nog daai 6de jaar moes swat, maar hulle moet beroep in die 6de jaar. En toe dink ek so, what amazing. Skielik weet ek weet wat die Here gaan doen. Hy gaan hulle gaan hierdie beroepingsproses uitstel en hulle gaan my beroep hierso en ek is so opgewonde want dan kan ek sommer naby my ouers wees en altyd bly, is lief vir hierdie tuisgemeente van my. En weet jy wat? Dis glad nie wat gebeur het nie. Ek het die Here beleef dat hy vir my lei en motiveer dat hy vir my sê, hy roep my en hy gaan vir my voorsien. Maar hy het nie vir my die eindbestemming duidelik gemaak nie. Hy gee ons leiding net so van trap tot trap, van voetspoor tot voetspoor. C.S. Lewis skryf ook daaroor en sê, as hy van die begin af vir ons alles bekend maak wat op ons wag, sê nou maar, as hy vir jou as ouer alles bekend maak wat op jou wag as ouer, dan gaan jy terugdink en sê, nee, Jesusie, ek wil nie 'n ma word nie. En as hy dalk vir my van die begin af gewys het wat op my wag, oral in die bediening, nou sonder om 'n selfbejammerend te klink, dan sou ek dalk ook gesê het, nee, Jesus, dit klink nie pret nie. Maar hy gee genoeg vir 'n mens om jou geleidelik te lei, stappie vir stappie. En dan kry jy ook iets soos periodieke stiltes. En ek dink dis belangrik om daaroor te praat. As ons wil eg wees
dan beleef baie van ons tye van stiltes. Of ons nie enigsins iets ervaar van God se stem in ons lewe nie. Ten spyte daarvan dat hy hier binne in ons gees een geword het met ons gees, is daar net 'n stilte. Hudson Taylor was seker een van die mees invloedrykste sendelinge van die moderne eeu uit in China onder andere gewerk, en hy het net op 'n besonderse manier reg gekry om nie westerse haarstyle en kulturele gebruike oor te dra in China, net om die kultuur van China te laat wees, maar tog om die evangelie in te bring, en enorm, hy het baie kinderreise begin. Daar's wonderverhale van hoe hy net kinderreise begin sonder finansies, en dan laai mense net kos af elke keer. So die manier hoe die Here vir hom gebruik het, is net ongelooflik. En hy skryf, "In my younger days, things used to come so clearly, so quickly to me. But now as I have gone on, God used me more and more. I seem often to be like a man going along in a fog. I do not know what to do." Soos of hy sê, vroeër die Heilige Gees se stem so duidelik gepraat, en nou is dit asof dit minder duidelik is. En as jy jouself daar bevind, wil ek wil jou so graag bemoedig met iets wat ek gelees het by Oswald Sanders in sy boek Spiritual Leadership. Oswald Sanders skryf oor die ding, en hy sê, "We naively think that the more we grow as Christians, the easier it will be to discern the will of God. But the opposite is often the case. God treats the mature leader as a mature adult, leaving more and more to his spiritual discernment and giving fewer bits of tangible guidance than in earlier years. The resulting perplexity adds inevitably to a leader's pressure." Die Here sê, wat is jou doel as ouer, as jy 'n kind het? Jou doel is nie om gehoorsame kinders groot te maak nie. Jou doel as ouer is om volwasse, verantwoordelike mense groot te maak, né? Verantwoordelike volwassenes. Dis wat jy wil bereik. So God se doel met ons is nie om ons suigelinge te hou nie. Hy wil hê ons moet volwasse word in die geloof. Self kan onderskei wat is sy morele wil. Self kan besef, wie het ons vryheid van keuse, en hy begin nie vir ons om elke hoek en draai sê wat ons moet doen nie, want hy wil hê ons moet put uit dit wat hy alreeds vir ons geleer het, om dit toe te pas in die wysheidsdomein. Dallas Willard skryf ook in sy boek Hearing God, sê hy, "A child cannot develop into a responsible, competent human being if he or she is always told what to do. Personality and character are in their very essence inner directedness." So as jy ook beleef dat daar stiltes is wat vir jou oorverdowend hard is, wil ek jou so bemoedig, dit beteken medegelowige, dat jy baie waarskynlik of in 'n fase van groei is. Soos wanneer 'n pa 'n seun leer of 'n kind leer fietsry, en hy die hele tyd sy hand so op die skouers van die kind, en dan op 'n stadium dan haal hy sy hand van die skouers af, dat die kind self kan trap. En miskien is dit waar die Heilige Gees nou met jou is, of die Here met jou is, om so bietjie sy stem net stil te maak, dat jy self kan onderskei, wat is God se wil, sy morele wil, binne in situasies. Maar hy is nog steeds met jou. Sy teenwoordigheid is steeds daar. So medegelowige, die frekwensie waarteen God se stem geskied is dikwels dan deur 'n onmiddellike openbaring, 'n rema woord van God,
En ek begeer met my hele hart dat jy dit sal beleef op 'n stadium in jou lewe. Maar meeste van die kere gaan dit 'n langtermyn bekendmaking van sy wil wees, deur 'n logos woord van die Here. Meeste van dit gaan ook geleidelike openbaring wees, treukie vir treukie. Die gordyn skreefie vir skreefie ooptrek vir jou. En daar gaan ook periodieke stiltes wees. En as dit gebeur, is jy alright. Daar makeer nie ietsie vir jou nie.